Kom ons het dit so, dan gaan ons net saam bid. Hemelvader, ons eer U en ons aanbid U, dat U liefde vir ons geopenbaar is in U Seun Jesus Christus, en dat die Heilige Gees deur die wonderlike woord kragtig getuig, aangaande hierdie verlosser, wat 'n volmaakte lewe geleef het, 'n kosbare, eenmalige en besondere dood gesterf het, die graf oorwin het, opgestaan het, opgevaar het en aan die regterhand van die Vader gaan sit het, van waar hy sal kom, om te oordeel die lewende en die dode. Dankie dat ons so besondere genade van U kant beleef, Here, dat U ons lewend kom maak het, ons wat dood was, in ons sonde en misdade, en dat ons eer kan bring aan U naam, en dat ons so as gemeente saam kan kom en kan sê, Here, ons het U baie lief, juis omdat U ons eerste lief gehad het. Ag, as ons dink aan die besondere woorde van Romeine 5, dan sien ons, Here, dat U ons lief gehad het, toe ons nog sondaars was. Here, U liefde word geopenbaar in die feit, dat U ons nie net lief het om ons te red nie, maar ook nadat U ons gered het, Here, ons in stand te hou. Ek wil amper die woord gebruik, dat U ons verdra, en dat U ons nie net verdra nie, maar in liefde naby aan U sy trek. Ja, Here, en vir ons beloof, dat U wat goeie werk begin het, dat U dit sal voleindig. Daarom loof en prys ons U wonderlike naam. As ons kyk na die psalm, sien ons dikwels hoe Dawid sê, loof die Here o my siel, en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. As ons kyk na hoe U deur die Ou Testament en die Nuwe Testament U volk en U kerk gedra het, dan sien ons uit, Here, na die dag van môre, omdat ons weet, dat U getrouheid van gister en eergister is ook die getrouheid wat ons vandag gedra het en in stand gehou het, en wat ons ook môre en die dag daarna sal dra, totdat ons U sal sien in U heerlikheid soos U is. Vader, baie dankie, dat ons ook kan steun op U wat ons hand vashou. Ag, soos Dr. MacArthur gesê het, in 'n aanhaling wat ek die week gelees het, dat as dit van my afgehang het, het ek lankal die hand van die Here gelos. As dit van my afgehang het, sou ek lankal die pad byster geraak het. Maar U instandhoudende, reddende regterhand, is die een wat ons dra en rig en lei, sodat ons vanaand kan sê, ons is meer as oorwinnaars deur Christus, wat ons lief gehad het. Stryd en verdrukking sal ons deel wees, en ag Here, baie dankie vir elke druppelstryd, en verdrukking, en aanvegtinge wat ons kan beleef. Want Here, in hierdie tye leer ons meer van U, ons leer meer van onsself, maar ons sien ook dat die Heilige Gees, die getroue gestuurde van die hemel, in ons werk om te wil, sowel as om te werk na U welbehae. Ons bid vanaand vir ons siekes, Here, U die naam, of die lysie van name gesien, elkeen met hulle verskillende kwaal, van hulle is baie, baie ernstig siek, Here, en van hulle is minder ernstig, maar ons wil vir elkeen in besonder kom bid, in die eerste plek, dat hulle sal weet, vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na U voorneme geroep is. Mag hulle in hierdie aand, Here, daar die kosbare, stille vrede en troos van U beleef, dat U ook by hulle is. U is nie kwaad vir hulle nie. Dis nie omdat hulle een of ander sonde gedoen het, dat hulle vanaand aan kanker of aan een of ander siekte ly nie. Ons is mens, ons sal sterwe, verskillende siektes tref verskillende tye ons, maar Here, ons bid in besonder, dat U hulle sal versterk deur die geloof, en dat hulle, Here, met daardie nodige volharding die wedloop sal loop wat voor hulle lê, die oog gefestig op Jesus. Ons bid vir genesing as dit U wil is. Ons het niks wat ons van U kan afdwing nie. Here, ons kan net vra as bedelaars voor die troon van genade, kan ons bid en vra, Here, wees vir hierdie mense genadig. Ons kan alles deur gebed en smeking met danksegging aan U bekend maak. En ons wil vir hulle kom bid, en dat hulle vanaand ook bewus sal word van die feit, hier is 'n gemeente wat vir hulle bid, en dat ons sal weet, U wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dankie dat ons vanaand kan bid, Here, vir ons erediens, hulle wat inluister, hulle wat hier is, maak dit vir ons maklik om te hoor en te luister, en Here, word U in alles verheerlik, en ons dank, ons loof, en ons prys U wonderlike naam. Amen.
Vriende, baie dankie ook vir daardie hartlike samesang. Ek nooi u om die woord van die Here oop te maak by Psalm 16. Nou, ons is na by die einde, nog net so, wat is dit nou, 134, as ek dit nie mis het nie, my wiskunde is ook nie altyd so goed nie, maar ons het nog 'n klompie psalms om deur te werk, maar 'n besondere voorreg om so deur die psalms te werk. Ek weet nie of u die boek van Spurgeon ken, The Treasury of David nie, weet nie of u van hom weet nie. Nou, The Treasury of David is 'n redelike dik volume, so 1200, 1400 bladsye, maar waar hy elke psalm met elke vers op 'n baie besondere manier deurwerk, en jy is baie welkom om daai boek te bekom. As u op die rekenaar werk, kan u hom daar ook lees, en dan kan u elke keer meer lees van die psalm, wat ek dan ook in die aande hanteer. Nou, ons gaan vanaand kyk na Psalm 16. Nou, Psalm 16 staan bekend as 'n messiaanse psalm. Messiaanse psalm eenvoudig, 'n psalm wat direkte verwysings het in die Nuwe Testament. Met ander woorde, Nuwe Testamentiese skrywers haal dan ook aan direk uit die psalm en hulle maak dit betrekking op Christus en sy persoon, sy lewe, sy dood en sy sterwe. So kom ons kyk vanaand wat sê Psalm 16 vir ons, en dan gaan ons met u praat oor die gedagte redes om die Here te loof al staar ek die dood in die oë. 'n gedig van Dawid. Nou baie interessant is, as dit by die digkuns kom, dan dink mense dis die sagte mense wat gediggies skryf. Nou as u na Dawid kyk, was hy verseker nie 'n sagte seun nie. Hy was 'n krygsman. Ek sal nie 'n beer en 'n leeu aanvat om my skapie te red nie. Ek sal vir hom sê, meneer beer, eet lekker, ek sien jou later. Dawid het hierdie beer beveg en hierdie leeu beveg. En hy skryf 'n gedig, hy skryf hierdie kosbare liedere wat hulle gesing het. En hy begin en hy sê, bewaar my o God, want by u skuil ek. Ek het tot die Here gesê, u is my Here. Vir my is daar geen goed bo u nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes, in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet, en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis, en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoer het vir my op lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Nou, net so kort onderbreking, as 'n man 'n goeie vrou getrou het, dan haal hy hierdie woorde aan, dan sê my meetsnoer het vir my op lieflike plekke geval. Nou, dit is verseker ook so, maar Dawid verwys hier na die Here, en die kosbaarheid van om hierdie God van Israel dan te ken. Hy sê, ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon. Want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugdes voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Baie besondere gedig van Dawid, 'n psalm, en mag die Here ons seën by die oordenking ook van hierdie psalm. Wij gaan in die voorhouders teks van oordenking, vers 2 en 10, ek het tot die Here gesê, is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie, en vers 10, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Ek wil vanaand met u praat oor die gedagte of die tema redes om die Here te loof al staar ek die dood in die oë. Redes om die Here te loof al staar ek die dood in die oë. Nou, ek dink die dood is om ons. Ons is heeldag bewus daarvan. Ons hoor oor televisie, ons lees in die koerante, ons praat met bure en familie en vriende, en daar is haas 'n gesin wat gespaar is van iemand wat die afgelope tyd dan gesterf het, en dikwels begin ons in vrees lewe vir die dood wat een of ander tyd ook na ons kant toe gaan kom. En vanaand se psalm gaan juis vir ons so 'n bietjie in 'n rigting stuur waar ons ten spyte van die dood wat na ons kant toe kan kom, enige dag, enige tyd, enige oomblik, nog steeds met groot vrymoedigheid kan lewe. In die feit en wete, dat die God wat Dawid gedien het, ook die God is wat ons dien in hierdie aand. Vir u gesê, hierdie is 'n messiaanse psalm. Met ander woorde, in die Nuwe Testament verwys die skrywers ook
na hierdie psalm, in besonder wanneer hulle verwys na die Here Jesus Christus. Petrus byvoorbeeld in Handelinge 2:25 en luister na die woorde van Petrus by sy eerste preek en hoor die woorde van Dawid in Psalm 16. Petrus sê, want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie, daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in die hoop. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die weë van die lewe bekend gemaak, u sal my vervul met vreugde by u aangesig. Later sê die apostel Paulus min of meer dieselfde, Handelinge 13:34 en 35, en daar staan en dat hy hom, Christus, opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek, ek sal aan julle die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, u sal u heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. Nou wanneer ons kyk na wanneer Dawid skryf oor Jesus Christus, oor sy lewe, oor sy sterwe, het hy nie die volle prentjie gehad soos u en ek vanaand het oor die Here Jesus nie. Onthou, die Ou Testamentiese heiliges het vooruit gekyk na hierdie groot gebeurtenis waar die beloofde Messias sou kom. Ons is bevoorreg om te draai en terug te kyk na die Messias wat gekom het en dan ook die profeseë vervul het. En kan ons ook vanaand ons verbly en verheug in elke Bybelboek. Daar is 66 geïnspireerde boeke in die Bybel en selfs die boek Levitikus, wat miskien vir u moeilik lees, is 'n boek met 'n boodskap in, dat deur die offers van die Ou Testament het daar vergifnis gekom in die heenwyse na Christus, wat die ewige offer vir ons sal wees. So wanneer u weer Levitikus lees, en het voel vir u of u groot gape gaap, en u verstaan nie alles rondom wat die priesters gedoen het, en die offers, en die sondoffer, en die skuldoffer, en al die offers, en hierdie goed wat gemeng moes word nie, dink aan die ewige offer wat sou vervul dit, wat in die Ou Testament dan ook gedoen is. Ek het daaraan gedink, en ek weet nie of u ook baie keer aan die goed dink nie, maar het u gedink aan as ons al hierdie rituele moes deurgaan, hoe min Christene daaraan dan sou wees. Ons het dit nou redelik maklik en daar's min. Nou moet jy weet, as ons nog deur al daardie rituele moet gaan, maar Christus kom en hy vervul alles, sodat ons deur hom die toegang tot die Vader het. Jy sien vriende, wanneer ons kyk na hierdie messiaanse psalm, dan sien ons die Here Jesus Christus, waarvan Dawid hier praat, die een wat sou kom om te leef en dan ook te sterwe. En wat my opgeval het in die voorbereiding, is dat Jesus nie in konstante vrees en bewing geleef het nie, alhoewel hy presies geweet het, waarvoor hy gekom het, wanneer hy sou sterwe, op watter manier hy sou sterwe, en deur wie se hand hy sou sterwe. Het jy al daaraan gedink as u moes weet watter dag u sou sterwe, en hoe u sou sterwe? Ek dink nie my swaar sou 'n week en 'n half terug in sy kar geklim het, as hy geweet het 'n paar minute later sou in 'n boom vas gewees het, deur die vooruit op slag dood nie. Dank die Here, hy spaar ons van hierdie goed, dat ons nie die toekoms weet nie, en ag, die tannies wat nou in die glasie kyk, en die anties wat die teeblare lees, en al die goedjies wat vir jou sê, luister, dit en dit gaan gebeur, vergeet maar van hulle spekuleer vir ou ekstra inkomstekie, en eintlik is hulle besig om mense te mislei. Ons weet dat die Here Jesus God is wat mens kom word het, dat hy gekom het met die bepaalde doel, hy sê dit self, hy het gekom om sy lewe af te lê, om het op te neem, en in hierdie vaste vertroue kom Christus, en Dawid skryf van hom, en later skryf Petrus en Paulus van hom, dat hy gekom het omdat hy geweet het, wat sy missie, sy doel was, en bo alles dat God in beheer is. Christus het geweet, al staar hy die dood daagliks in die oë, sal hy nie voor die tyd sterf nie, maar op God se bepaalde tyd, soos die woord dit vir ons leer. En daarom gaan ons met dit as inleiding so bietjie praat oor 'n paar redes waarom ons die Here kan loof en kan prys, al staar ons die dood in die oë. Al is daar daagliks die bewuswording, of word ons daagliks bewus gemaak van die dood wat na ons kant toe gaan kom. En ek gaan so 'n bietjie 'n paar punte in hierdie psalm vir u uitwys, daar's miskien meer, as u 'n paar ekstra punte vir my kan deurgee, sal dit goed wees, dan kan ek later 'n tweede boodskap uitwerk oor hierdie bepaalde psalm. Maar die eerste rede wat Dawid gee,
waarom hy die Here sal loof en waarom hy die Here sal prys, ten spyte van die stryd waarin hy is en ten spyte van dit wat hy beleef en ten spyte van die dood wat hy elke dag in die oë staar, is dat God sy bewaarder is. Dat God sy bewaarder is. Weer 'n keer sê ek vir u, Dawid het nie alles geweet van wat hy geskryf het rondom die Messias en hoe hy sou leef en optree nie, maar hy het hierdie ook van toepassing gemaak op homself, in die sin dat God sy bewaarder is. Ek lees vir u in Psalm 16:1, 'n gedig van Dawid: Bewaar my, o God, want by u skuil ek. Toe ek hierdie week voorberei, toe vra ek vir myself die vraag af, Dawid was 'n koning, hy was 'n krygsman en 'n vernuftige soldaat en het geweet waar sy veiligheid en beskutting te vind is. En dis nie in homself nie. Dit was my so treffend. Dawid besef dis nie in sy vermoëns, sy goed uitgewerkte planne, sy weermag of wat ook al nie, maar sy bewaarder is die Here self. Dis nie sy paleis of sy swaard nie, maar die Here. En as u deur hierdie Psalm gewerk het, sou u gesien het, en saam met my gelees het, sou u gesien het, dat Dawid geweldig baie van die Here maak. En hom as vegter, as koning, as regeerder, amper op die agterstoel sit en sê, luister, kyk verby my, kyk verby na al die oorloë, die groot oorwinnings wat ek behaal het, en kyk na die een wat eintlik in beheer is van my lewe, naamlik hierdie God van Abraham, Isak en Jakob. Ek het so 'n bietjie die Engelse vertalings gaan naslaan, en dit het vir my so mooi gewees. Psalm 16:1 in die Engelse vertaling sê, Keep me safe, O God, for in you I have put my faith. Keep me safe, O God. Dis die gebed wat u en ek in die môre kan bid. Bewaar my nie net, Here, van dit wat daagliks om my aan die gang is nie, maar bewaar my ook van myself en van die wêreld en van die duiwel en die begeertes van die vlees, sodat ek in u oorwinnaar kan wees. Ander Engelse vertaling sê, Protect me, Lord God, I run to you for safety. Nou, vir ons as mans, ons wil nie graag na iemand toe hardloop en agter hulle skuil nie, nê? Partykeer sê jy vir jong mense, man, moenie agter jou ma se roksbande skuil nie. Dis die tendens van ons tyd. Luister, Dawid sê, al is ek wie ek is, ek skuil by die Here, want hy is die bewaarder wat nooit sluimer en nooit slaap nie. Hoor hoe pragtig staan dit in Psalm 17 vers 5. My gang het vasgehou aan u spore, my voetstap het nie gewankel nie. Bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van u vleuels. Dis vir my so mooi, in die skaduwee van u vleuels. Watter beskutting is daar in 'n skaduwee? As iemand teen jou aanveg en jy gaan staan in die skaduwee, dink jy hy gaan jou sien of nie? Natuurlik gaan hy jou sien. Wat se beskerming bied skaduwee? Nie veel nie, maar as dit God se skaduwee en onder sy vleuels is daar vir ons beskerming. En nou kom Dawid in Psalm 116 vers 5 en hy sê, die Here is genadig en regverdig en onse God is 'n ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. Hoe kan ek die Here loof en hoe kan ek die Here prys ten spyte van die stryd en ten spyte van dit wat ek in die oë staar en selfs die dood waarvan ek daagliks hoor? Ek kan steun op die feit dat die Here my bewaarder is. Ek wil nie gou vat weer na die Here Jesus toe en sien hoe kosbaar dit ook van toepassing is op die Here Jesus se lewe. Selfs Jesus tydens sy aardse bediening sê in Johannes 7 vers 30, toe probeer hulle om hom gevangene te neem, en niemand het die hand aan hom geslaan nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Ek wil vanaand vir jou vra, kind van die Here, jy wat hier sit en jy wat inluister, hou op in vrees lewe. Leef jou lewe. Staan op in die môre, dank God vir 'n nuwe dag en leef jou lewe. Dit help nie, ons sluit ons toe in ons huise en ons is heeldag bevrees vir wat gaan gebeur of miskien kan gebeur nie. Nou, ek moet vanaand iemand uitlig in die gemeente en dis Tannie Annetjie. En Effel praat nou die dag, sy leef al lewe ten volle. Op hierdie ouderdom, as jy sien, is die karretjie, 'n rooi golfietjie, dan ry hy,
Hy is van punt A na punt B, stop by jou, en baie keer as dit 'n ver pad is, bel sy eers daarom die leraar en vra, dink jy dis 'n goeie idee? En meeste van die tyd, nee tannie, daai is bietjie ver vir jou. Maar wat is die gesindheid? My lewe is in die hand van die Here. Hy bewaar my. Dis nie my huis, my kinders, my vuurwapen en al die dinge wat ek het nie. Ek is in God se hand en hy is die een wat my bewaar. Hoor dit staan in Johannes 8 vers 20, hierdie woord het Jesus gespreek by die skatkis terwyl hy in die tempel geleer het en niemand het hom gevangene geneem nie omdat sy uur nog nie gekom het nie. Ek lewe op God se tydstabel. Hy het vir ons 'n dag bepaal waarop ons gebore sou word. Vir my was dit 23 April 1970, die swaarste baba wat daardie jaar in Kreersdorp gebore is. Ek kan nie onthou nie, dit was tussen 5 en 6 kilogram. En die Here het 'n dag bepaal waarop ek sal sterwe. En dit lyk nie vir my of ek die gewig gaan afskud, wat ek daar opgetel het, toe ek uit my moeder se skoot gekom het nie. Maar die gedagte is net om 'n volle lewe te leef, om die Here te verheerlik. Ek wil vir u sê, die Here Jesus bid ook vir sy kerk en hy sê, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hy is ons bewaarder. Glo jy dit of glo jy dit nie? Om te weet die Here is my bewaarder maak my nie roekeloos nie. Ek gaan ry nie 200 kilometers per uur op die snelweg en ek dink by myself, ag, ek sal nie in 'n ongeluk kom nie. Ek gaan nie roekeloos wees nie, ek gaan binne God se raamwerk en sy wil lewe, maar ek gaan ook weet dat hy die een is wat my lewe in stand hou. En as ek op 60 'n ongeluk moet maak en ek sterwe, dan weet ek ook, dit was God se tyd, sy uur en oomblik vir my, en hy het my bewaar tot op die tyd, wat hy my opneem in sy heerlikheid. Wat 'n vrymoedigheid gee dit 'n mens net nie om te leef nie. Jy sien, die Here is nie net ons bewaarder op aarde en wat die tydelike aanbetref nie. Hy is ook ons bewaarder wat die geestelike aanbetref, soos wat hierdie vers ook vir ons sê. Hy bewaar ons van die bose. Met watter sonde sukkel jy vanaand? En moet tog nie vir my sê jy sukkel nie met 'n sonde nie, want dan sê jy iemand wat moet leen sukkel. En dit kan jy voor God gaan bely. Ek onthou in een van my gemeentes, hou ek bid hier die aand, 'n groot klomp mense wat daar was. Dit was die tyd toe mense nog kerk toe gekom het en ander opgelaai het om saam kerk toe te kom. En ek vra die aand vir die gemeente, wie van julle het vandag gesondig? En almal se hande gaan so half skaam op, behalwe 2 oomies wat so aan my linkerkant sit. En toe die ander hulle hande sak, toe sê ek, julle 2 kan vanaand julle sonde van leens gaan bely. Nou, hulle het miskien nie baie daarvan gehou nie, maar jy sien, dis die gesindheid wat ons baie keer het. Ek is hier die heilige wat 6 duim bo die grond sweef en almal sukkel behalwe ek. Jesus bid vir sy disippels, hulle wat hy sou uitstuur om apostels te wees, om die evangelie te dra, en hy sê, Vader, ek bid, bewaar hulle van die bose, dat hulle nie in groot sondes verval en skande en skade bring op die koninkryk van God en op sy naam nie. Selfs Petrus wat gefaal het, Jesus verloon het nie verval in 'n totale wegbeweeg van God nie, maar in berou teruggekeer en dan die leier geword van die Nuwe Testamentiese kerk. 2 Tessalonisense 3 vers 3 sê, maar die Here is getrou, hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Hy bewaar ons nie net op tydelike gebied nie, hy bewaar ons ook geestelik, en wil ek jou vra as jy vanaand gaan bid, Here bewaar my gedagtes, Here bewaar my hande, my voete, my oë, my ore, dat ek nie my sal begewe in sonde en later die bitter vrugte van sonde moet pluk nie. Ek dink die meeste van ons sit vanaand hier en ons dink terug, as ek maar net nie daai dag dit gedoen het nie, as ek maar net nie daardie dag dit gesê het, of op hierdie manier opgetree het nie, sou my lewe miskien heel anders te gewees het. Ek wil jou vra op lewe in die verlede en sê, Here bewaar my nou in die Here. Gister is verby, môre is vir ons onbekend. Die enigste tyd wat jy het is nou. Here bewaar my van die bose. En dan gaan ek vir u vinnig net die baie besondere Psalm 121 lees. Vers 3 sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie, kyk die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar.
Die Here sal jou uitgang en ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Kan jy agterkom op tydelike gebied, op geestelike gebied, hy sal my bewaar. Jy hoef jouself nie te bewaar nie. Jy het die verantwoordelikheid om sy woord te lees, om te bid, om te vra, Here help my, maar hy werk sy krag deur jou om te doen wat hom welbehaaglik is. Kosbaar om te weet dat ons die Here kan loof ten spyte van wat ons ervaar. Juis omdat hy die een is wat ons bewaarder is. Die tweede ene. Waarom kan ons die Here loof al staan ons die dood of probleme of stryd in die oë? God is my erfdeel en my blydskap, my erfporsie. Luister, jy kan al die goud en silwer kry, gee my net die Here Jesus. As hy my erfdeel is, gee ek nie om oor die ander nie. Want al hierdie ander dinge sal verbygaan. Dawid sê die erfdeel wat ek ontvang het, is die Here self, en hierdie erfdeel sal tot in ewigheid toe bly. Ek sien hoe mense deesdae na COVID, is daar baie mense wat gesterf het, en almal soek die erfporsie. Piet dagvaar vir Koos en Koos vir Jan, want ek wil my deel hê van hierdie erfporsie. Luister, as God jou erfdeel is, sal hy vir jou stry. Jy moet stil wees. En dit is wat ons nie altyd verstaan nie. Dit gee ons blydskap om te weet, hy is ons erfdeel en ons blydskap. Ek lees gou vir die paar verse, vers 2. En ek het tot die Here gesê, is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie, maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet, en hulle name op my lippe nie neem nie. Die Here is die deel van my erfenis, en van my beker, U onderhou my lot. Wat doen Dawid hier? Vriende, Dawid kontrasteer die ellende van die afgodedienaars en sondaars teenoor die blydskap en vrede van die kind van God. Hy begin deur te sê, daar is geen goed bo U nie. Met ander woorde, Here, U is bo alles en bo almal. Niks en niemand kan versadiging bring soos die Here nie. Niks en niemand kan soveel blydskap in jou siel bring as die Here self nie. Hy is my erfdeel, sê Dawid. Met ander woorde, ek soek nie sy voordele nie, maar ek soek die Here self. Ek moet vir u sê, die afgelope tyd is daar net een kosbare gedagte wat my siel deurweek. Gee my net Jesus gekruisig vir my. Op 52 het ou redelik baie beleef in jou lewe. Jy het goeie tye gehad en slegte tye, jy het baie gehad, jy het min gehad. Jy het vriende gehad, jy het vriende verloor. Jy het familie gehad, jy het familie verloor. Jy het alles beleef in 'n mindere of 'n meerdere mate en jy kom by die gevolgtrekking uit, luister, al die goeie dinge, tot op hede in my lewe, kan nie die versadiging bring wat die Here self in my siel bring nie. En dan wanneer in jou binnekamer gaan, dan is die tyd wat jy vra vir goed so min. Jy sê net, Here, meer van U. Dat ek my sal versadig in U, want U is my erfdeel en U bring blydskap in my siel. Ek hoop nie U soek U blydskap en U vrede in iets anders te nie. Psalm 63 vers 5 sê, so sal ek U prys my lewe lank, en U naam my hande ophef, soos met vet en vettigheid, sal my siel versadig word en my mond sal roem met jubelende lippe, as ek aan U dink op my bed, in die nagwake oor U pyns. Hoor het staan hier, soos met vet en vettigheid, sal my siel versadig word. Hy sê, daar sal jubelende lippe wees, wanneer? Wanneer sal hy versadig word? Wanneer sal sy lippe jubel? Wanneer hy dink oor God. Wanneer hy dink oor die een, wat hom gered het, wat hom geroep het, wat hom aangestel het, wat hom onderhou, die een wat uitstaan bo almal, soos ons vanmôre gesien het in ons boodskap uit die boek Openbaring, die een wat op die troon sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete. Vriende, ek wil vanaand vir jou vra, neem tyd om die Here deur die blaaie van die Bybel te leer ken. Ek het dit vir u al baie van die kansel gesê, en solank die Here my nog spaar om te preek, sal ek dit vir u nog baie sê, want die kerk hou hom besig met baie goed.
Maar die hoof van die kerk is besig om te verdwyn uit die oë van die kinders van God. Want ons dink sy goed wat hy ons gee, is belangriker as hy. Hy bied versadiging. Toe ek vandag agter die bord kos sit wat my vrou vir my gemaak het, toe dank ek die Here dat ek kan eet. Dat ek voedsel op my tafel het. Want hy is goed vir my. Hy skuld dit nie vir my nie. Dis nie iets wat my toekom nie. Hy is vir my goed en daarom kan ek hom eer. Vriende, ons kan waarlik sê as ons dink aan hierdie God, aan sy seun Jesus Christus en die werking van die Gees, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Hoe verbeur ons tog die vreugde? Ag, hoe dikwels ly ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. Dawid sê, God is my erfdeel. Dis hy wat vir my blydskap verskaf. Dis hy wat vir my hierdie genade skenk om hom te verheerlik. Maar wat vir my nog treffend was, vriende, is dat Dawid nie net praat van geestelike en kosbare tye van verkoeking saam met die Here in tye van bepeinsing oor God en tye met sy woord nie, maar hy verbly hom ook. En hy sien ook die kinders van God as 'n erfdeel wat die Here gegee het om saam die Here te dien. Hoor wat staan hier in die derde vers, wat ons saam gelees het. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my behaag is. So Dawid sê dat die Here sy erfdeel is en hy ervaar die blydskap in die Here, maar ook die heiliges, die ander kinders van God, het aan Dawid 'n blydskap verskaf. Hulle het aan Dawid hierdie kosbare ondersteuning gegee. En ek het hier op my notas geskryf, vriende, die gemeente waarin 'n mens die Here dien, is 'n gawe en 'n geskenk uit die hand van die Here, 'n erfdeel wat hy vir my gee. 'n Deel wat ek ook in kan deel, en daar voel ek veilig, versadig, smaak ek geluk en vrede, die samesyn, liefde en omgee en ietsie van die Here Jesus in mekaar. En dit is vir my so kosbaar as ek Dawid se psalms lees, dan sê Here, hoe het ek verlang om saam met die skare te aanbid. Toe hy gevlug het vir sy seun Absalom, toe sy grootste begeerte nie om terug te kom in sy paleis en op sy troon te sit nie, hy sê, ek wil saam met die jubelende skares, wil ek die God van Israel dien en juig en volg. Ek wil hom loof en prys. Daarom sê Nehemia 8 vers 11, dat die blydskap in die Here is ons beskutting. Dawid sê die Here is my erfdeel, en hy gee my sy blydskap. So as jy vanaand deur baie stryd gaan, dink aan die feit dat die Here jou erfdeel is, dat jy 'n erfdeel onder die heiliges ontvang het, die gered is, en dat hulle saam met jou die Here kan dien en tot ondersteuning kan dien, ook vir jou geestelike pad, en dat jou blydskap in die Here vir jou 'n beskutting is. Wat is 'n beskutting? Ons is vanaand beskut in hierdie kerk. As dit reën, wie van u gaan nat wees? Behalwe vir u wat sit onder die plekke waar dit lek. Maar die res van ons sal droog aan die ander kant uitkom. Dis wat 'n beskutting is, die blydskap in die Here, dit is ons beskutting. Maar die volgende gedagte wat my getref het, God is my raadsman. Daarom kan ek met blydskap die Here dien en met hierdie lewe van toewyding aan die Here leef, want hy is my raadsman. Psalm 16 vers 6. Die meetsnoer het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag vermaan my niere my. Nou, was my kosbaar toe ek hierdie gedagte bestudeer. U sien, vriende, Dawid kom en hy sê dat die Here vir hom 'n raadsman is. Die Here is vir hom 'n raadgewer. Hy sê die feit dat hy die Here kan dien, is vir hom een van die kosbaarste voorregte. En dan kom hy, en hy sê dit so pragtig vir ons, of Jesaja kom het en sê dit vir ons so pragtig in Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer,
En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Wat het Dawid bedoel by die gedagte dat die Here sy raadgewer is, dat die Here vir hom raad gegee het en dat sy niere hom vermaan het, en die feit wat Jesaja sê dat die Here dan ook vir ons die raadgewer is, die raadsman is. Ek het daaroor gepeins en gedink, en toe besef ek, vriende, dat daar 'n verskil is tussen wat ons vandag sien in raadgewers en wat Dawid bedoel het en wat Jesaja bedoel het wanneer dit kom by raadgewers. 'n Raadsman of iemand wat raad gee in Engels is 'n counselor. As ons vandag praat van 'n counselor, dan dink ons onmiddellik aan 'n sielkundige, aan 'n terapeut of 'n psigiater. Nou dis nie waarvan Dawid praat of waarna Jesaja verwys nie. Dawid sê die Here is vir my 'n raadsman, daarom het hy blydskap, al staar hy die dood in die oë. Daarom kan hy met oorgawe lewe, want hy weet die Here is die een wat vir hom 'n raadsman is. Die vraag is, wat is die verskil tussen 'n raadsman en 'n sielkundige of 'n terapeut of 'n psigiater? Wat bedoel die Bybel daarby? Ek het vir u 'n eenvoudige gedagte hier neergepen. Die raadgewer is God en sy woord ons absolute standaard en lig in elke situasie. Is jy vanaand bietjie depressief? Lees God se woord. Is jy vanaand opgewonde? Lees God se woord. Gaan jy deur siekte? Lees God se woord. Gaan jy vanaand deur stryd? Lees sy woord. Vra hom dat hy self deur sy woord en deur sy gees tot jou siel sal spreek. En hierdie woorde wat Dawid gebruik, dat self sy niere, ek wil amper sê, in sy binneste, hierdie niere my vermaan, wys maar op die diepste binneste van sy wese, waar God dan ook met hom gepraat het deur die woord, en dat hy bewus was daarvan dat God homself geleer het. En ek wil vanaand vir jou sê, dit is wat een ek op kan hoop. Die vaste vertroue wat ons kan hê, as God my raadsman is, dan is my erfenis vir my mooi. Of dit goed of sleg gaan, of dit maklik of moeilik gaan, dan gaan dit nie heeltyd oor om by die Here te kniel om my situasie te verander nie, maar ek dank hom dat hy my raadsman is en in my situasie my sal lei, en in die nagwake in my diepste wese, soos Dawid hier verwys na, selfs in die nag vermaan my niere my, dat die Here in die diepste wese, dis maar wat die oorspronklike taal vir ons wil sê, dat hy in my diepste wese met my kommunikeer uit sy woord en die waarhede van sy woord aan my hart verklaar. Ek het 'n gewoonte om wanneer ek stiltyd hou, 1 of 2 verse van daardie gedeelte te vat en neer te skryf. En aan die res van die dag dink ek daaraan. En ek probeer dink aan, wat wil God vir my leer uit hierdie verse? Wat wil God vir my sê? Hoe wil hy tot my siel kommunikeer deur dit wat in sy woord opgeteken is? Want as ek deur die woord werk, stelselmatig deur die woord werk, weet die Here wat my situasie op daardie bepaalde dag is, daardie bepaalde gedeelte in sy woord wil 'n boodskap tot my siel kommunikeer, en ek vra vanaand vir jou, luister jy na die raadsman en wat hy vir jou wil sê deur sy wonderlike woord? Jy sien, hierdie raadsman is die een wat vir ons genade skenk om te sien in wat se rigting ons moet beweeg, en dan met vrymoedigheid die pad te stap. Wat doen die hedendaagse sielkundiges, die terapeute, die psigiaters? Hulle gebruik die Bybel, miskien is daar verwysing na die Bybel, maar 9 uit die 10 is 'n motiveringsboek, of 'n voetnoot aan hulle beradingssessie, en daarom mis hulle die sukses, en hulle mis die vreugde, en hulle mis die vrede wat hierdie God van die Bybel alleen aan ons kan gee. U sien, deur die Heilige Gees verlig die Here ons harte om sy woord te verstaan en te hoor wat hy vir ons wil sê en wil leer. Daarom sê die Bybel vir ons daar in Jesaja 28:29, ook dit kom van die Here van die leerskare. Hy is wonderbaar van raad, groot van beleid. Kolossense 2:3, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is.
Ek het gisterand na 'n boodskap geluister van Dr. John Piper, nou 'n skitterende prediker, 'n man wat werklik die woord kan oordra met passie in sy siel. En gisterand het hy gepraat juis oor die gedagte, wanneer ons met vraagstukke begin worstel, neem tyd met God se woord. Hy is ons raadgewer en deur sy woord gee hy vir ons raad, en deur hierdie raad kom sy gees en hy gee vertroosting vir ons siele en hy gee vir ons hoop vir die toekoms. Ek dink die rede waarom ons so baie ly, en dan praat ek van met 'n lang y, is omdat ons nie tyd spandeer met God se woord nie. Ag vriende, dit is nodig om tyd te spandeer met die woord van die Here. En as ons met vrymoedigheid wil lewe, en ook met vrymoedigheid die dood in die oë wil staar en die toekoms tegemoet wil gaan, dan moet ons by die raadsman uitkom, soos Dawid van ouds dit ook gedoen het. Maar 'n vierde gedagte, hy sê, God is my rots, wat my nie sal laat wankel nie. Hy sê daar in vers 8, ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my eer juig, ook sal my vlees in veiligheid woon. Baie interessant die woorde wat Dawid hier gebruik, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Nou die regterhand van die Here, of die gedagte van regterhand, was altyd 'n simbool van krag gewees. As ons kyk na die Bybel, dan praat die Bybel van die Here se reddende regterhand. Dawid maak hierdie uiterste sterk uitspraak, en hy sê, al is my krag baie, dis niks in vergelyking met die reddende regterhand van God, wat my sal lei nie. Dawid kom en hy berus in die feit dat God sy rots is, wat hom nie sal laat wankel nie. Nou ons was bietjie daar in die Kaap area met ons vakansie, en bietjie daar in Mossel Baai. Nou, ek weet nie of u al Pinnacle Point was nie, dis 'n golflandgoed, en ek wil vir u sê, daar is kranse, wat ten minste seker 100 meter plus hoog is. En dan is daar huise gebou op, ek wil amper sê op die uiterste van hierdie groot kranse, hierdie rotse, hierdie stil, ek wil amper sê hierdie onwankelbare rotse wat daar is. En toe ek daarna kyk en ek dink daaraan, toe dink ek aan wat Dawid sê hier, en ek het dit hier op my notas geskryf. Hierdie rotse, hierdie kranse kan nog wankel. Ek onthou eendag toe ek in Ethel geslaap het, toe word ons wakker van hoe die see teen daardie rotse slaan. Dit was 'n geweldige slag, en aanhoudend, en ek en sy staan op, hier 2 uur in die oggend, en ons kyk buitekant toe, en ons wonder of het oordeelsdag is. En daai rotse hou onder hierdie druk van die water, en die huise staan bo-op vas. En die beeld kom in my op, en ek sê dit hier in my notas, die Here is meer as die rotse en kranse waarop hierdie mense hulle huise bou. Want daardie rotse en kranse kan nog wankel. Dit kan nog uitmekaar breek. Oor tyd kan dit nog in mekaar tuimel. Maar die God wie ons dien, is 'n ewige rots, en ons hoef nie te vrees nie, en tot die dag van ons dood, sal hy ons staande hou. Hoor hoe prachtig beskryf Petrus dit in Handelinge 2:25, want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie, daarom is my hart bly en my tong juig, ja, ook sal my vlees nog rus in hoop. Psalm 62 vers 7, sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, ek sal nie wankel nie. Psalm 73:25, weet ek buiten u in die hemel, buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Ek het dit vir u al gesê, verdra my as ek dit vanaand nog 'n keer vir u sê. Ek onthou in die tyd toe my ma besig was om te sterf aan kanker. Sy nie meer regtig kon lees of kon praat nie. Sal my pa vir haar die Bybel lees terwyl hy so langs haar bed sit. En dan af en toe sal sy net haar hand so optel. En dit was my so kosbaar om te weet dat sy ook geweet het, al beswyk my vlees. Al is ek besig om te sterwe, ek gaan nie val in 'n oseaan van verlatenheid nie. Ek gaan op die rots Christus,
op wie ek gebou het op hierdie aarde, ook die heerlikheid tegemoet gaan. God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Die voorlaaste gedagte, hoe kan ons die Here loof ten spyte van die dood wat ons in die oë staar, moeilike omstandighede, wat ook al u dit wil noem? Dawid sê, God is my opstanding. Ek lees vir u, Psalm 16 vers 10, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Dis 'n profetiese psalm reeds vir u gesê, dit wys heen na Jesus wat die dood sou oorwin. Jesus sou nie in die graf ontbind het nie, sy liggaam sal nie ontbind het nie. Hy sou opstaan en hy sou vir ons die dood oorwin en in 'n verheerlikte liggaam vir ons die kosbare belofte gee, dat ons ook wat in hierdie lewe leef, sal sterwe, maar soos hy sal ons opstaan om die dood en verderwing nooit te sien nie. Ja, as ons sterwe sal ons liggame vergaan. Ek sê dikwels, as ons by die huis daaroor praat, sê ek vrou Kalfyn, luister, die wurms gaan vir ons eet. Is nie 'n lekker gedagte om aan te dink nie, maar hy gaan net die vlees kan eet. En dan as hierdie vlees weggeëet is, as alles verby is, sal die Here vir my 'n nuwe vlees gee, 'n verheerlikte liggaam, soos hy self gehad het, nadat hy opgestaan het uit die dood. Daarom kon hy met groot vrymoedigheid vir Martha hierdie woorde sê in Johannes 11:24, nadat Lazarus gesterf het, antwoord Martha die Here, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Ek en jy leef nou in die land van die dooies. Ons is op pad na die land van die lewendes. Jy en ek sal nooit ophou bestaan nie. Ons het 'n geboortedatum, op aarde sal ons 'n sterfdatum hê, maar in die ewigheid nooit. Daarom as jy vanaand aan die Here behoort, skep moed uit wat Dawid sê. Die dood is nie jou en my vyand nie. Vir ons as kinders van die Here is dit die laaste stappie wat ons moet neem om na die heerlikheid te gaan. Dis die laaste deur wat ons moet oopmaak om die heerlikheid te aanskou. Dis die laaste hekkie wat ons moet oorkom om Christus in sy heerlikheid te aanskou. Jy sien, ons lewe nie net vir die hier en nou nie. Ons lewe met die ewigheid in sig. Ons lewe met die kosbare wete dat aan die ander kant van die graf wag die gewer van alle lewe. Daarom kon Paulus sê, dood, waar is jou angel en doderyk? Waar is jou oorwinning? Ek wil vanaand vir jou sê, moenie in vrees lewe vir die dood nie. Ek het vir u nou al gesê wat my oudste seun vir my sê, pa, ek is nie bang om dood te gaan nie, maar ek wil net nie daar wees as dit gebeur nie. Die sê ek vir hom, daar is nou nie 'n kans dat dit gaan gebeur nie. Maar soos 'n mens die Here beter leer ken en vanuit die blaaie van die Bybel die waarhede sien wat die Ou Testamentiese heiliges en die Nuwe Testamentiese heiliges opgeteken het, wat Jesus self gesê het, dan kan ons vanaand die Here loof, al staar ons die dood in die oë. Ek praat gereeld met Dominee Martin Smit, wat baie siek is aan kanker. Ons is gereeld mekaar op die telefoon, uit my nou die dag uit sy hart bedank vir die boodskappe oor genesing, het vir my gesê, wat 'n kosbare waarheid dat God my kan gesond maak as hy wil. Maar as hy nie wil nie, gaan ek hierdie pad van lyding stap, want ek weet ek gaan hom in sy heerlikheid sien. Wat 'n bemoediging was dit vir my siel. Wat 'n bemoediging vir my siel om 'n man wat werklik siek is en die dood elke dag in die oë staar, die getuienis te hoor sê, al is hierdie vlees besig om te vergaan, my hoop is in die Here. As sy vrou en my vrou 'n boodskap vir mekaar stuur, en jy hoor die blymoedigheid ten spyte van die stryd, dan sê ek, Here, dis vir my siel 'n bemoediging. Dis wat Dawid gesê het, want kinders van die Here lewe nie met 'n hopelose toekoms wat vir hulle wag nie. Kind van God se einde is nie wat Suid-Afrika vir ons lyk op die einde van die dag se einde gaan wees nie. 'n Kind van die Here het die hoop van die opstanding om saam met Christus vir ewig te lewe. As jy daaraan dink, hoekom sal jy môre vrees? Hoekom sal jy vanaand na jou huis toe gaan en in vrees en in bewing jou kop op jou kussing gaan neerlê?
In vrede sal ons gaan slaap en ons sal opstaan as dit God se wil is om hom te verheerlik. Die laaste ene wat ek vir u wil noem is God is sy lewe. Daarom kon hy ook dan die lewe met vrymoedigheid tegemoet gegaan het. Vers 11, u sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Nou vriende, vers 11 wys op die vreugde wat Jesus gesmaak het na sy gehoorsame en suksesvolle aardse bediening. Baie keer as ons na Jesus kyk, dan dink ons, hy was hier die supermens, wat geen pyn en geen smart regtig ervaar het nie, en hy het aan die kruis gegaan met hierdie manhaftigheid, en hy het aan die kruis gesterf en gesê, Vader, vergeef hulle, want hy het geen pyn beleef en geen stryd beleef nie. Vergeet van so Jesus. Hy was volkome God, maar hy was volkome mens gewees. Hy het geween toe Lazarus gesterf het. Hy het honger geword, hy het moeg in die skuit aan die slaap geraak en deur die storm geslaap, weens sy liggaamlike uitputting. Maar hy het ook hierdie absolute visie voor oë gehad. Die goddelike opdrag en taak wat hy moes uitvoer, om Vader se toorn van die mens af te wend, was hy die gewillige offer om te sterwe. En daarom staan dit duidelik in die Bybel, dat hierdie Here Jesus Christus ook die een is, wat ons voorbeeld is. Daarom sê Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het, want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Luister, kyk wat staan daar. Jesus het die vreugde wat vir hom voorgehou is, het hy die kruis gedra en die skande verag. Wat 'n vreugde. Die vreugde vir van elkeen wat sal roep en sal sê, o God, wees my sondaar genadig. Waarom sou God vreugde en behaal put uit 'n sondaar se redding? Dis om hom te verheerlik en sy goedheid en sy genade en sy guns aan ons te kom bewys. Vriende, ook vir ons is daar hoop in hierdie evangelie, in hierdie kosbare waarhede van ewige vrede in die teenwoordigheid van die Here. Die pad van die lewe wat God aan ons bekend maak is, moenie nou moedeloos raak nie. Hou jou oog gefestig op Jesus. Hy het deur hierdie helse smart en stryd gegaan om die oorwinning te behaal. Wees jy getrou tot die dood toe. In Christus en in sy woord is daar lewe en lewe in oorvloed. Hy maak die pad van die lewe aan ons bekend. Ek skryf hier in my notas hierdie week, dikwels lewe ons in 'n lewe en in 'n staat van depressie, van neerslagtigheid, van moedeloosheid. Ek wil vir u sê, dit hoort nie so nie. Jesus het na die kruis gegaan met die wete dat die grootste oorwinning denkbaar teweeggebring gaan word. Ons moet dieselfde gesindheid kweek. Die weg van die lewe is om vir Christus te lewe, en dan is die sterwe vir ons se wins. As God my lewe is, het ek nie vrees vir die dood nie. As God my Alfa en Omega is, het ek nie vrees vir die dood nie. Baie kinders van die Here vrees die dood, omdat hulle so ou, klein kamertjie in hulle geestelike huis vir die Here eenkant hou. Net so verskoon die engels, so backup, so spaarwiel as hulle in nood is. Luister, Dawid sê, God is my lewe. Hy maak die weg van die lewe aan my bekend. Hy is my lewe. Dis my so kosbaar toe ek hierdie illustrasie hierdie week hoor van een van die groot predikers van vroeë jare, John Newton, die een wat Amazing Grace geskryf het. En hy skryf en hy het nou meer in sy konteks gepraat oor 'n parva en dinge wat gebeur, en ek het dit maar omskep nou in 'n hedendaagse illustrasie. Kom ek probeer vir illustreer wat Dawid wil sê wanneer hy sê, God is my lewe. En dat ek nie in depressie en in moedeloosheid en in neerslagtigheid moet lewe nie, maar Christus moet dophou, wat end uit die pad gestap het ten spyte van die kruis, wat hy sou aan sterwe. John Newton sê, hy sê, dink aan 'n man
wat op pad is na 'n prokureur se kantoor, om te teken vir 'n erfporsie van 100 miljoen rand. Hier ry hierdie man in sy kar, had het hom gebel en gesê, luister, kom teken, sodat hierdie geld oorgedra word na jou naam toe. So 2 kilometer voor die prokureur se kantore breek die man se kar. Die vraag is, wat sal hierdie man doen? Sal hy daar sit en mor oor sy kar? Hierdie kar, gemors. Ek gaan nou glad nie verder beweeg nie, ek is nie lus verder nie, want hierdie lewe is net onregverdig teenoor my. Sal hierdie man het doen, sê dit vir my? Man, hy sal hy deur oopmaak en so met sy voet agtertoe toeskop. En hy sal met vreugde en blydskap na die prokureur se kantoor toe hardloop. Want hy weet as hy geteken het, het hy hierdie erfporsie en hy kan vir hom 100 karre koop. En dan nog so 'n bietjie kougom van die klein geld, nee. Die gedagte maar net is, ek wil vir u die begrip weergee, ons vergeet ons het 'n hemelse erfporsie, en dat God wat ons lewe is, ons deur moeilike tye wil dra, met hom voor oë. Sodat ons die hele tyd moet mor en kla en, verskoon die Engels, moan en groan oor alles wat met ons gebeur. Wat wil ons uit die geestelike lewe hê? Wil ons ou seilbootjie hê, wat op hierdie oseaan vaar, geen storm, geen wind, geen probleme? Dis die hemelse lewe, sonder die seilboot. Want in die heerlikheid van die hemel sal ons nie weer stryd en probleme nie. Tot dan wil ek vir jou sê, hou Christus voor oë. Mag hy jou lewe wees. Mag jy sy voorbeeld sien. En mag jy jou kruis dra en hom volg. Dink aan die man wat op pad na die erfporsie toe is. 'n Kar wat breek gaan hom nie moedeloos maak nie. Inteendeel, dit gaan hom net meer motiveer om nog vinniger uit te kom by die bestemming, deur sy lewe te wy aan die een wat hom lief gehad het met 'n ewige liefde. Ons kyk na 'n paar redes om die Here te loof, al staar ek die dood in die oë. Vir die gesê, Dawid sê God is sy bewaarder, hy sy erfdeel in blydskap, sy raadsman, sy rots, sy opstanding en sy lewe. Ek wil vir u vanaand hier die woorde gee van Psalm 23 vers 4, waar Dawid sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Ek is tans besig met my suster op die telefoon, praat met haar gereeld, sy is nog heel versla. 7 uur die aand met haar man gepraat, 8 uur is hy dood. Sy sê vir my, Boet, hulle noem my Boet, ek is die ou Boet. Sy sê vir my, waarom moes dit gebeur het? Daar is nog so baie waarvoor ons kon lewe, en al wat ek kan terugbring is elke keer na die skrif toe. Dank God vir die jare van genade wat julle gehad het. Vertrou hom vir dit wat nou gebeur het, vat dit een dag op 'n slag en hoop vir die toekoms. Dat hy jou daardeur sal dra en dat hy die senter van jou lewe sal wees. As God Job se kinders op een dag weggeneem het, en al sy besittings op een dag weggeneem het, en Job kon sê, God het gegee en God het geneem, geloof sy die naam van die Here, dan roep ek na die hemel, en ek vra, Here God, gee my daai gesindheid. Dat ek soos 'n Dawid, soos 'n Job, en soos ander deur hierdie stryd sal gaan, en die Here sal loof en sal prys, ongeag die hartseer en die verlies wat ek moes ly. Niks is belangriker as hy nie. Niemand is belangriker as hy nie. Niks kan versadiging bied soos hy nie. Wat ook al jou stryd vanaand is, sê soos koning Dawid, dat die Here is my erfdeel. Hy is die een wat ek lief het, met my hele hart, en met my hele siel, en met al my verstand. Kom ons bid saam. Here, ek dank u vir 'n man soos Dawid, en dat u hom deur die Gees geïnspireer het om hierdie psalms, hierdie gedigte, hierdie liedere neer te skryf. Ons dink vanaand aan hulle wat deur erge stryd gaan, hartseer, beproewing, dat u hulle sal
versterk en bevestig in die geloof, en ek dink veral vanaand, Here, aan hulle wat so siek is, en dink vanaand aan my suster wat haar man aan die dood afgegee het, en soveel ander in ons gemeente wat, Here, met die hartseer sit van geliefdes wat gesterf het. Sal U vir hulle kom ondersteun met krag uit die hoogte? Sal U hierdie waarhede van Psalm 16 in hulle hart kom vasmaak? Dat U nie net hulle lewe hier op aarde is nie, maar ook hulle lewe tot in alle ewigheid. U wat lewe gee op aarde, U wat ons geestelik lewend maak, U wat ons tydelike lewe in stand hou, is ook die een wat vir ons ewige lewe sal gee. En ons moet U voor oë hou, die leidsman en volëinder van ons geloof. Help ons, Here, om nie elke dag te mor en te kla en te wonder en te vra en, Here, in opstand te kom teenoor U nie. Maar mag ons in die veiligheid en in die beskutting van die Allerhoogste ons vrede vind met die blye wete dat Hy is in beheer. Hy is my erfdeel en my blydskap. En ek sal hom in sy heerlikheid sien, net soos hy is. Tot dan bid ons, help ons om getrou te wees, Here, die goeie stryd te stryd, die wedloop te volëindig, die geloof te bou.